So Matrix is ons besig hierso met hersiening en hierdie is ons tweede deel van die siviele tekening van die 2018 November vraestel en ek het hier voor my ons vloerplan wat ons in die vorige les voltooi het. So wat ons nou gaan doen is ons gaan die wesaansig voltooi. So die vraag vra dat ons die volledige wesaansig moet teken. Nou in die vraag het hulle vir ons hierso 'n gedeelte van die of 'n onvolledige wesaansig gegee. So ons kry so min of meer 'n idee van wat ons moet teken. Hier's 'n paar afmetings ook gegee wat ons later na sal kyk. Daar's ook die afmeting van die grondvlak tot by die voltooide vloervlak word ook aangedui daarso. Die hoogte van hierdie grondvlak tot by die dakhoogte word ook vir ons dan daar aangedui. So ons kan hierdie afmetings wat hierso is, kan ons gebruik om hierdie aansig dan te voltooi. So voor ons dit doen, gaan ons teruggaan na ons vloerplan toe en ons gaan hierdie punte wat ons wesaansig is, hierdie aansig hierso en dit kry ek van die noord simbool wat hierso op die vraag vir my gegee is. Dit beteken die wesaansig gaan hierdie ene wat na die weste kante toe wys. Nou ja, so wat ek gaan doen is, ek gaan die eerste, al my lyne, eers seker maak my papier is reguit, so redelik reguit daarso, ek dink ek moet hom so 'n klein bietjie net swaai, ons nou sien, bietjie beter reg, so nou van hier af, gaan ek gou my daklyne, gaan ek gou daar inteken, en dan bring ek hierso die muur, en hier's 'n pilaar aan die voorkant, so ek wil hom ook hierso inteken, en dan is daarso ook my geetpyp hierso, wat aangedui, so ek gaan sy dikte hier van die vloerplan af ook afbring, of opvat, so, en dan het ek hier my skuifdeur, wat ek definitief ook sal kan sien, gaan dit ook inteken, en daarso skuifdeur, en dan, so hy is, daar is reg, en dan het ek hier nog 'n muur, wat ek moet inteken, en verder het ek hier so 'n venster, so ek gaan my venster aan die vloerplan af ook opvat, en dan is dit weer die muur, en dan die laaste ene is die dak. Reg, en nou gaan ek my grondvlak, gaan ek hier inteken, so ek gee vir my genoeg spasie daarso, om my byskrifte later in te sit, en ek teken hom sommer hier, as 'n buitelyn in. En dit gaan nie enigiets beïnvloed daar nie. Reg, so my volgende stap nou is om te gaan kyk hierso na my afmetings en ek moet al my afmetings deel volgens die skaal 1 tot 50 wat ek hierso gebruik. So voor ek aangaan met die tekeninge of met die teken hierso van hierdie plan, gaan ek gou-gou al daai afmetings selfs die windveer almal gou-gou deur 50 weer deel. Reg, so ek het nou al my afmetings hierso liggies in potlood gaan skryf, is almal gedeel deur 50, so ek gaan net daai afmetings, gaan ek nou almal afmerk, sodat ek van daar af kan werk. So die eerste ene hierso, is die lengte hierso tot bo by die dak, is 81,5, so dit is, daar is 81,5 daar, so ek meet dit van hier af, tot jou bo, en dan gaan ek sommer daar so 'n lyn trek, want dit gaan die hoogste punt wees hierso van my dak, so ek trek sommer 'n ligte konstruksielyn daarin, en dan is dit die 22 hierso tot waar my fasieplank gaan begin, so 22 wat ek dan gaan meet, 21, 22 daar met my passer, en dit meet ek nou van bo af, kom ons merk dit hierdie kant, van bo af daar,
En dan het ek ook, soos ek sê, het ek my fasieplank, hy is 4 mm, so ek wil hom ook sommer merk. 4 mm van daar verder af. En dit is op hom wat ek dan my geet ook gaan teken. En die ander belangrike ene hierso is dan my voltooide vloer is 4,8 mm. So dis amper 5 mm daar, wat ek dan ook daar kan afmerk. Reg, so met daai afmetings, gaan trek ek hierso net solank my konstruksielyne in. Dit is dan vir my dak daai. En dan het ek hierso vir my voltooide vloervlak, wat ek hierso inteken. Reg. So nou dat ek daai afmetings het, kan ek nou 'n bietjie meer gaan fokus op die mure en die dak wat ek dan hierso moet inteken. So ek gaan eers begin hierso, heel bo, en ek gaan daai dak daar gaan donker inteken. So van daai punt af, donker tot daar, en dan ook hierso aan die bokant, donker teken tot daar. En dan het ek gesê, my windveer is 1,5 mm. So wat ek gaan doen is, ek meet hom sommer van hier af, so daarso 1,5 mm, en ek gaan teken dit daarso in, en dieselfde aan hierdie kant, ek net daai kant donker teken, en hy is aan hierdie kant donker, en dan is dit 1,5 mm wat ek hier moet meet, en dit ook inteken daar. Reg, so dit is dan vir daai windveer. Ek sien hy gaan heel wat laer kom, so ek moet hom net 'n bietjie laer afteken daar, so om net aan te dui daar. Reg, en dan die volgende ene hierso is om dan my geet hierso in te teken. So my geet gaan ek nou moet gaan kyk, het hulle ergens hierso vir my 'n geet pyp gegee. My daknok sien ek hierso is 300, so daar moet 'n daknok ook opkom. So die daknok is dan ook 'n dubbellyntjie wat ek daar insit, om aan te dui daar's 'n daknok ook. En dan die geet sien ek nie, behalwe dat dit ergens hier by daknotas kan staan. So die geet hierso is 150 by 100 mm. So dit moet ek ook deel deur 50. So kom ons gaan vir daar na die geet toe en sê, reg, so sy hoogte daarso gaan die 100 wees. So dit is eintlik maklik, 100 gedeeld deur 50 is 2. So ek moet net daar van 2 mm meet, so daar is 2 mm, en dan kan ek daai lyn ook daar intrek. En hierso sien ek het 'n opening daar gelos, want ek wil nou gaan na my geetpyp toe wat afkom daarso, en dan wil ek hom ook teken. So my geetpyp het ek gesê is hierso. Dit is hierdie lyntjie hierso wat ek van die bo af afteken tot so amper by die grond. En dan die volgende ene hierso, amper tot by die grond, en dan kan ek hom hierso deel maak tot by die geet, en dan kan ek my fasieplank ook hierso gaan inteken, wat dan my dak daarso sal voltooi. Reg, en dan is dit die laaste ding hierso, is om
wat die geet in die dak aan betref, moet ek net hierso vir hom 'n klein ronding insit. En daar is hy ronding ook daarso. En dan kan ek hierdie muur afbring. En die pilaar sal ek nou inteken. Aan hierdie kant gaan ek ook net die muur afbring tot by die grond. Reg, so daarso het ek nou min of meer die buiteraam van die gebou dan ook geteken, as ook die toppunt van die dak. So ek gaan nou aangaan deur my deure en my vensters en dan my hoogte van my vloer ook hierso uit te merk. So die vloer is eintlik eenvoudig. Die deur gaan basies nou daar op die vloer staan. En dit is met ander woorde my deur daarso. En ek het hierdie stoep hierso wat ook dan deel vorm van die vloer. So ek gaan my pilaar inteken. Ek kom net hier kry dat ek seker maak ek teken die regte lyn hierso in. Ek teken hierdie pilaar dan hier in. Is ook aan hierdie kant tot waar die muur daar by die stoep gaan bykom. En dan teken ek die volledige vloer daarin. Die res hierso gaan dan 'n kettinglyn wees, so 'n lang streep, kort streep, lang streep, kort streep, lang streep. En dit dui dan aan my voltooide vloervlak. En dit is baie belangrik hierso dat mens daai kettinglyn aandui en dan hierso voltooide vloervlak net aandui. En terwyl ek sommer besig is om dit, gaan ek sommer daarso aandui, dis my natuurlike grondlyn wat ek daar het. So NGL en aan hierdie kant ook NGL wat ek daar aandui. Reg, so die volgende stap hierso is dan om my deur van my skuifdeur in te teken. Hy is 42 mm hoog. So ek gaan hom uitmeet. mm wat ek dan daar meet. En dan gaan ek hom ook hierso as 'n buitelyn inteken. Reg, nou die deurraam daarso gaan ek dan opteken hierso volgens die grootte wat hy hierso vir my gegee is. So ek teken sommer die deurraam hier in. Hierdie raamwerk het ek mos nou hier aangedui. So ek gaan dit net hierso ook inteken vanaf die vloerplan hier aan die onderkant af wat ek hom opvat. En ek sit net daar diktes vir my raamwerk dan in. Ek wil aandui wat se kant toe ek oopmaak. So ek moet daai pyltjie inteken. Ek maak hom sommer so, dan weet ek hy is ook reg daarso. So my venster is gewoonlik dieselfde hoogte as wat my deure is. So ek gaan sommer hierdie hoogte hierso van die deur gaan ek ook oorvat hier na my venster toe. So die venster wat ek hierso teken is dan 'n venster 3. So ek moet gaan na my afmetings hierso van venster 3 en ek sal sien hy is 25. So ek meet dan 25 hierso met my passer. En ek trek hom af. En ek teken daai ene daaroor. En daarso is dan my venster uitgemerk.
So weer eens hierso wil ek nou net gou my vensterraam ook inteken. Hy is 11 mm daarso, so ek vat hom sommer met die passer en ek meet dan 11 mm aan hierdie kant en van hierdie kant af ook 'n 11 mm daar. En dan gaan ek sommer gou hier net aan die kant van hom teken ek vir my dikte vir 'n raam in. So op hierdie skaal gaan dit omtrent reg wees daar. Dan kan ek daai daar mooi verbind. Sal aan die kant. Ek verbind dit. En daar is ons my venster klaar geteken. So wat ek wil aandui is, en dis wat baie mense vergeet, is om 'n vensterbank in te sit. So net onder hom, so millimeter daar, teken ek vir my nog 'n lyntjie in, wat aandui die vensterbank se oorhang daarso. Dan het hy hierso vir ons ook aangedui, dat A is die oopkant, B is die skanierkant, C is 'n vaste paneel. So met ander woorde hierso, as B die skanierkant is, beteken dis net hierdie middelste venster wat gaan oopmaak. So ek gaan meet tot in die middel van hierdie venster. So daar's my middel. En ek gaan daai die skanierkant wees, so met 'n kettinglyn hierso, dui ek dan aan hoe my venster ook oopmaak. Reg, en dit is dan, die twee is dan vaste panele, en so eenvoudig soos dit, daarso het ons dan ons venster ook klaar geteken. So wat ek nou moet doen is, nou moet ek gaan seker maak, dat ek alles hierso, elke muur ingeteken het. Dis reg, venster is ingeteken, hier is nie enige hoeke of draaie nie, ek het hierdie muur hierso ingeteken, ek het aan daai kant het ek die pilaar ingeteken, en ek het die muur aan die buitekant ook dan ingeteken. Daar agter die geet moet ek net daar so 'n stippellyn inteken, om aan te dui dat daar nog 'n voltooide vloervlak agter hom verbygaan. So as ek dit klaar het, moet ek die vertrek gaan benoem. So hierdie vertrek hierso, trek ek vir my 2 gidslyne, en ek noem dit dan die Wes-aansig. En dis so maklik soos dit, en dit is ons voltooide Wes-aansig vir die vraestel. So vir die dak hierso, sal jy 5,5 punte kry. Baie van hierdie punte is vir hierdie fassieplanke, die nok daarso, en dat jy aangedui het, dat daar wel 'n geet is, en dan die afvoerpyp ook daarso. Dan vir die mure, sal jy nou natuurlik kry vir die verskillende mure, en die vloervlak, as ook die natuurlike grondlyn. Vir die deure en die vensters, hierso kry jy punte vir die skuifdeur, as ook die rigting wat aangedui is, en dan hier by die, by die skuifdeur, ja, en dan by die venster is dit baie belangrik, dat jy daai onderste streepie onder die raam inteken, en dan ook dan wys wat se kant die venster daar oopmaak. Vir byskrifte, punt daarso, en 'n punt daarso vir byskrifte, en dit is dan jou voltooide Wes-aansig.